Ons toetrede lied waarmee ons vanmôre begin is Psalm 358. Welkom, o stille nag van vrede. Dan is dit die fotum en die seëngroet. En direk na die fotum en die seëngroet sing ons saam Psalm 344, strofes 1 tot 3, oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Ons gaan staan vir die sing van die toetrede lied, die fotum, die seëngroet en die kerslied wat ons daarna sing. Kom ons staan. Sou dan die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste kleinvee alles hier vergaan, nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar rats die ribok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Amen.
die wil van die Here en vir ons geloofsbelijdenis, vanmôre gaan ons terug na een van Paulus se briewe. In hierdie brief gebruik Paulus 'n baie bekende metafoor, of dan nou 'n beeld. As die beeld wat hy gebruik is die van lig teenoor duisternis. En hy help hulle om met hierdie beeld van die lig teenoor die duisternis te kan onderskei tussen wat reg is in die lewe en wat verkeerd is. En dan gee hy ook in hierdie brief 'n lang lys van dinge wat verkeerd is. En hy sê as ons aan hierdie verkeerde dinge vashou, dan is dit asof daar nie lig in ons lewe is nie, dan is ons in die donker. Ons moet vandag ook hierdie raad hoor en ons moet ook hierdie raad volg. Ons moet dit vermy en ons moet in die lig leef, en as elkeen van ons in die lig leef, dan kan ons ook die donker rondom ons uitdoof. Lees saam met my Paulus se brief aan die Efesiërs hoofstuk 5, die eerste 20 vers. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offer gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daarmee kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word in die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig in julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek lees vir ons dus sover uit Paulus se brief. Ons gaan nou sing terwyl ons op my sit. Net die eerste vers van Psalm 308, so ek gaan stop eindig, want ek moet die musiek sny, net die eerste vers, maar hierdie vers is iets wat ons sê vir die Here. Ons sê vir die Here, neem my lewe, laat dit U gewy wees, meer en meer. Neem my lewe, laat dit
Hierdie week het 'n klomp goed ingespeel op my hart en in my kop. Dinge wat met my gebeur het, dinge waaroor ek gedink het ook aanleiding gegee tot die skryf van hierdie preek. Ja, glo dit as jy wil, die agtereenvolgende dae waarop die hekmotors van die kerk en die pastorie gesteel is, het my nogal geruk. Ek het gewonder oor hoe mense dit kan regkry om eintlik van die kerk se bedieningsgeld te steel, want dis wat dit is. Die kerk moet bedieningsgeld gebruik om wêreldse instandhouding te doen. Nou was daar 'n ongelooflike lekker Dinsdag waar ek die hele dag betrokke was saam met ander predikante van die Hervormde Kerk, die NG Kerk en die Lutherse Kerk. En my voorreg was dat ek daardie hele Dinsdag 'n gesprek kon lei in die opleiding van brugpredikant. En Woensdag was ek saam met 'n klomp onderwysers, sakemanne en predikante en jeugleiers by die Ritme Leierskapkonferensie waar ons gepraat het oor hoe belangrik goeie leierskap vir die kerk en die koninkryk van God is. Vrydag was dit die herinneringsdiens van een van ons lidmate. En al hierdie dinge in die week het in my kop gemaal, in my hart gedraai, en met die werking van die Heilige Gees het dit uitgespeel op ons preek vanmôre. Oor die week moes ons dink en praat oor hoe ons die lig van God in 'n donker en 'n de mekaar wêreld kan wees. Ons het 'n keuse. Ons kan of dat die donker wêreld ons oorval en ons oorspoel, of ons kan die lig van God in hierdie donker wêreld vir onsself en die mense rondom ons wees. Want God het my en vir jou nie geroep om die donker wêreld waarin ons leef nog donkerder te maak nie. Ons roeping is om die lig van God juis in hierdie donker wêreld te laat skyn. Hoekom sê ons die wêreld waarin ons leef is donker? Elkeen van ons kan ander dinge hê wat ons miskien sal sê. Maar ek gaan vanmôre net met u 'n paar deel. Dit net gaan weer aan al die geweld en die oorloë wat reg oor die wêreld aan die voet is. My gedagtes gaan na beeldmateriaal van mense wat sonder kos, sonder hulle geliefdes, sonder water, sonder elektrisiteit, sonder mediese sorg op die pynhope van hulle eenshuise sit en huil, want hulle het niks oor. Ons word daagliks ook in die strate van Kenton Park herinner aan die groeiende monster van armoede, wat dreig om die wêreld pikdonker te maak. In hierdie land van ons ontvang 20 miljoen mense direk toelaag waarvan hulle afhanklik is. Dis nie die getal mense wat toelaag ontvang en nog iewers anders ook 'n inkomstetjie het nie. Dis mense wat net die toelaag ontvang as inkomste. 20 miljoen. Uit mekaar geskeurde huisgesinne en uit mekaar geskeurde families is bekend aan ons. Verslawing en substansafhanklikheid gebeur in en om ons. Depressie is besig om die mensdom in te sluk. Die emosionele welstand van ons mense in die wêreld is eintlik maar pikdonker. Dan het ons nog nie begin praat oor die verval van morele waardes, korrupsie en bedrog.
Dit is hoekom ek sê, ons leef in 'n donker wêreld. Dit is hoekom ons deur God geroep word, om juis lig in hierdie wêreld te wees. Om nie deel te word en deel te wees van die donkerte nie, maar ons lig wat ons van God ontvang het, te laat skyn. Want God se plan vir die wêreld is nie donkerte nie. God roep ons om die fakkeldraers van sy lig te wees. In Exodus lees ons dat Moses van God die lig ontvang het. Dit was amper duidelik sigbaar op sy gesig. Ons lees daar in Exodus dat sy gesig van die lig van God geblink het. En God se opdrag aan Moses is, laat hierdie lig van my ook afsmeer aan die volk Israel. In die geboortegeskiedenis van Jesus Christus leer ons en sing ons en verkondig ons dat hy die lig is wat na die wêreld toe gekom het. En dan sê hierdie einste lig aan die einde van sy aardse lewe, gaan en gaan maak julle net so. Gaan julle wat my kinders is en gaan wees ook 'n lig in hierdie donker wêreld waarin ons leef. En om lig te kan wees, en om lig verander te kan wees, gebruik ons die woord van die Here. Want dit is sy woord wat die lig in ons aansteek, saam met die werk van die Heilige Gees. En nou lees ons saam met Psalm 34, vers 19. En ek gaan dit vanmôre in 3 verskillende Afrikaanse vertalings vir u lees, en jy sal sien hoe die verskillende Afrikaanse vertalings ons ook help om te verstaan. Ek gaan eers vir ons lees die 1933 vertaling, die ou Afrikaanse vertaling, waarmee vir alles ou mense meer groot geword het. Dan die 1983 vertaling, wat ons nou nog die nuwe Afrikaanse vertaling noem, maar hy is al in 1983 vertaal, en dan die 2007 vertaling, die Bybelvertaling vir almal. Die Here is naby die wat gebroken is van hart. Hy verlos die wat versla is van gees. Of, die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedelooses. Of, die Here is naby die mense wat dink, dit sal nooit weer met hulle beter gaan nie. Hy red die mense wat heeltemal moedeloos geword het. Die Here is naby die mense wat die donkerte in hulle lewe ervaar en beleef. My vertaling van hierdie gedeelte. Psalm 34 is 'n loflied van Dawid. Ja, 'n loflied. 'n loflied wat hy sing en skryf vir my en jou wat in donker tye leef. Hy skryf in 'n tyd toe hy self in 'n donker oomblik was. Hoor ek heel anders as ons in 'n donker tyd is, dan kla ons verduidelik oor al ons regte wat nie nagekom word nie. Nee, Dawid sing 'n loflied in 'n donker tyd. En dit gee lig. Sy groot gevaar, sy groot hartseer, was dat hy wat probeer het om 'n goeie koning te wees, moes vlug vir sy lewe, soms van sy eie kinders af. Hier vlug hy in hierdie Psalm van Abimelek af. En in sy vlug moet hy wrede goed aan homself doen, sodat mense hom nie vang en doodmaak nie. Toe hom uiteindelik vang op 'n stadium, toe maak Dawid asof hy mal is. Maar wie gaan nou 'n mal vang en verder vat en verhoor? Die Bybelse woord kranksinnig. En hulle het hom vrygelaat, sodat hy die lig kon wees op 'n ander tyd en 'n ander plek. Dit was 'n tyd van vrees, van onsekerheid en van vernedering vir Dawid, die groot Dawid, die koning van die volk. 'n Donker tyd. In hierdie donker uur ontdek Dawid iets van die diepste waarheid van God, dat die Here naby die mens is wat gebroken van hart is. Dat die Here naby die mens is wat in 'n donker tyd beweeg. Hoor ons daai
wonderlike geloofsbron. Die Bybel sê nie daar gaan nie donker tye wees. Die Bybel sê, wanneer daar donker tye in ons lewe is God naby ons. Is hy die lig vir die donker. Weet jy, in die antieke wêreld, hulle het gekyk na mense wat swaar kry, en dit as 'n teken gesien dat God daardie persoon straf vir iets wat hulle verkeerd gedoen het, en dat God mense wat swaar kry verlaat. Wanneer jy siek sou geword het, arm of hartseer of 'n geliefde aan die dood sou afgestaan het, sou die mense van daardie tyd gesê het, ja, jy het weer iets verkeerd gedoen, nou straf die Here jou. Nou verlaat die Here jou. Dawid breek daardie wanpersepsie reeds in die Ou Testament in hierdie Psalm. Hy sê dis nie waar nie. Donkerte, siekte, armoede, slegte goed gebeur met mense soos met hom wat Dawid is. Dit is nie God se straf op iets wat Dawid verkeerd gedoen het nie. Nee, sê hy. God is juis in hierdie donker tyd saam met my. Daar waar my trane oor my wang vloei, daar is God by my. Daar waar ek sug, omdat ek nie meer weet hoe nie, daar is God saam met my. 'n ander baie mooi Psalm, al sou ek deur die dal van doodskade wees stap, ek is nie alleen. God is by my, hy is my hart. Vir die mense van daardie tyd, moes dit troos wees. God is nie ver weg en koud en afwesig in my donker oomblikke nie. Want God is 'n Immanuel God, 'n God by ons, sodat hy ons goeie trooster kan wees. En dan werk God ook met mense deur mense. God is lig vir mense sodat hulle lig kan wees vir ander mense. Daarom word ek en jy as te ware die fakkeldraers, die ligdraers van God se lig in die donker wêreld. En ek kan nie 'n verskoning hê en sê, ek is nog op skool nie, of ek is nou besig om te werk nie, of ek is daarom nou al moeg en op pensioen nie. As God jou roep om 'n fakkeldraer te wees, om die lig in iemand anders se lewe te wees, om die lig in hierdie stikkende wêreld se lewe te wees, dan moet jy dit wees. Dan moet ons besef, God is naby 'n oom en 'n tannie wat eenkant en alleen is, teen iemand anders wat gaan sit langs die oom en die tannie, teen iemand anders wat 'n WhatsApp boodskapie stuur. Soos hy Dawid se hand vasgehou het in die gees, so hou hy ook ons hand vas en stuur hy ons om ander se hande vas te hou. Die Here is naby die mense wat dink dit sal nooit beter gaan met hulle nie. Hy red die mense wat heeltemal moedeloos geword het. Kom ons blaai 'n aksie verder in die Psalmboek. Ons blaai na Psalm 37 vers 5 en ek lees die lig van die Here ook uit hierdie verse, ook uit die 3 vertalings. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. Of laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Of jy moet glo dat die Here jou op jou pad sal lei en dat hy sal doen wat hy beloof het. Psalm 37 is nou nie weer 'n lofpsalm nie, dis nou 'n wysheidspsalm. En so maklik kan ons dink, wyse mense is mense met een of ander groot IQ. Ek hoor ons baie keer sommer so in die algemene geselskap sê, hierdie was 'n geweldige slim man, sy IQ was so en so en so. Die Bybel sê, jy meet nie wysheid aan IQ nie. Jy meet op nie wysheid aan grade nie, of aan 'n posbeskrywing of aan 'n bankbalans nie.
Jy weet, jy meet wysheid aan iemand se vermoë om te kan lig wees vir 'n ander in 'n donker wêreld. Dis wysheid om God te ken, om God se lig te ken, om God se lig te wees. Dawid het hierdie psalm waarskynlik in sy ou dag geskryf. Ja, saam met ouderdom kom maar baie ander dinge, nee. Daar kom moe bene en hande wat nie meer wil vashou nie, en oë wat nie meer mooi sien nie, en al daai goed, maar saam met ouderdom kom iets anders, baie spesiaal. Ervaring van die lewe, baie dikwels ook wys. En op sy ou dag skryf Dawid hierdie psalm. Hy het al in die lewe gesien dat die lewe gaan oor goed en kwaad. Die lewe gaan oor voorspoed en swaarkry. Maar sy mense wat God vertrou, die wat hom nie vergeet nie, wat hulle lewe aan die Here oorgee, die Here stap saam met hulle. Ja, Dawid se wysheid lê hier in kalmte, lê hier in geduld, lê hier in vertrou op die Here, maar die groot geheim is, hy sê dat hy sy lewe, sy weg, oorgegee aan die Here. Nou weg was die eerste beskrywing van die Jesus-volgelinge wat ons in die Bybel kry. Hulle was nie Christelike aanvanklik. Die eerste Jesus-volgelinge na Jesus se hemelvaart en die uitbeweeg van die apostels was mense van die weg genoem. En so as ek my weg gee vir die Here, dan gee ek my hele lewe vir die Here. Dit sê Dawid op sy ou dag, dit is wysheid. Jou weg, jou planne, jou toekoms, jou hele lewe. Gee dit aan die Here. Want die Here weet beter. Gee oor. Dit is 'n daad van geloof. Dis nie maklik nie. Wel, is maklik gesê, is net nie maklik om te doen nie. Gee jou lewe aan die Here oor. Ander woorde, God is my lig. God is die lig wat ek volg in die donker wêreld, sodat ek weer lig kan wees vir ander wat my volg. Dit word ons uitnodig. Wanneer die pad vir jou donker raak, gee jouself aan die Here oor. Wees slim genoeg om jouself aan die Here oor te gee. Hy sal die vrede gee. Mag hierdie vers in die psalms vandag ons harte aangryp soos dit my aangegryp. Mag hy die lig in die wêreld wees, my en jou wêreld. Mag ons lewe aan hom oorgee. Amen. Kom ons bly net so sit op dit ons saam. Here lig. Lig vir die wêreld, lig vir my, lig vir ons. Elke een van ons wat vanmôre hier staan of sit, elke een van ons kan ons eie donkerte beskryf. Hy leesstoel, die gemis aan 'n geliefde wat nie meer met ons is op aarde nie. Daardie traan, daardie holkol op my maag, daardie seer in my lyf. Here, U is my lig in hierdie donker. Sal maak dat ek kan sien. U sal maak dat ek die volgende tree kan gee, al is dit as ek verder kyk nog pikdonker. Dankie, Here, dat U in 'n sondaar mens soos ek se lewe lig sal wees. Here, laat ons vanmôre hoor, U het vir ons geroep, nie tot sit en niks doen nie,
nie tot verskonings uitdink oor hoekom ons nie lig kan wees nie. Ons is te oud, ons is te jong, ons is te dit, ons is te dat. Maar dat ons met ywer en dankbaarheid, wanneer ons ons lewe aan U oorgee, Here, U lig in hierdie donker wêreld sal wees. Met ons woorde, met ons gedagtes, met ons gebede, met ons dade en ons optrede. Mag ons U woord, mag ons U na die wêreld toe skyn, afgee, bring. Dankie, Here, dat ons 'n ligtoring kan wees. Dankie dat ons 'n flitslig kan wees, 'n kers kan wees, 'n spieël kan wees, 'n son kan wees wat opkom in die lewe van donker mense. Hier is ek. Neem my lewe, laat dit Here U gewy wees, meer en meer. Amen. Vol van vreugde wil ons jubel en van God se goedheid sing. Vonklied 256 terwyl ons net so bly sing. Broers en susters, laat ons die lig gaan wees. Amen. In die donker wêreld waarin ons leef. Kyk hoe helder skyn daai klein liggie van die kerse daar agter, juis as dit donker is. Laat ons dit wees. Kom ons ontvang die seën van die Here. Leer ons vertrou, o Here, leer ons lewe U ter ere. Leer ons reken op U krag. Leer ons hoop in moeilikhede en U dank in ons gebede. Voor U leef met stil ontzag. Gee ons, Here, vreugde elke dag. Leer ons om ons nie te kwel nie of vir môre te ontstel nie. Maak ons rustig soos 'n kind. Amen.